kan jou Bybel oopmaak by Psalm 73. Psalm 73. Nou, ek gaan eers bietjie vers vir vers saam met julle deur die Psalm loop en dan as ons hom verstaan het, dan gaan ons hom as 'n eenheid saam lees, om te ontdek wat God vir ons wil sê vanaand. So jy kan jou Bybel die hele preek daar voor jou oophou. Kom ons begin by vers 1. Dis 'n Psalm van Asaf. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Die psalmdigter begin met hierdie prys aan God, hierdie erkentenis dat God 'n goeie God is en dat God die volk Israel uitgekies het om te bederf, sy verbondsvolk, om vir hulle die beste te gee. Ons lees dat hy sê vir Abraham, ek gaan vir jou en jou nageslag seën sodat julle 'n seën vir die wêreld sal wees. So God wil vir Israel die beste gee, oorvloed. En dan is hy baie spesifiek oor die in Israel vir wie God dit wil gee. Die wat rein van hart is. Vir hulle wil God 'n goeie God wees. Nou, die hart simboliseer die hele menswees, die hele mens. Met ander woorde, as hy praat van jou hart, praat hy van alles, van wie jy is, wat jy dink, wat jy doen. En 'n rein hart is een wat vry is van onsuiwere motiewe. Een wat sonder enige kwellings of twyfel of onverdeeldheid voor God kan buig. 'n Rein hart is een wat na God toe kom en sê, Here, U is alles. U is alles in my lewe, U is goed en ek loof U daarvoor. En dis hoe dit by elkeen van ons behoort te wees. Maar kom ons lees vers 2. Tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor. Juis oor hierdie enorme stuk sekerheid wat in hierdie skrywer se hart leef, dat hy aan begin twyfel aan dit. Is God regtig goed vir Israel? Hy bely dit, maar hy twyfel daaroor. Hy staan op 'n nat, gladde vloer wat sy geloof in hierdie God wat goed is aanbetref. En dan verduidelik hy van vers 3 af hoekom hierdie vir hom 'n issue is. Want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie. Hulle is sterk en gesond. Hulle het nie sorges soos ander mense nie. Hulle het nie teenspoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halsnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enigiets aan. Smalend stook hulle kwaad. Hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Tog hang die volk hulle aan, drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Hierdie ou sê, God is goed en God bederf die wat in hom glo, die wat rein van hart is. Maar kyk, hoe gaan dit met die goddelose? Dit gaan met hulle goed. Alles wat hulle doen en wat hulle aanpad, is hulle voorspoedig in. Dit lyk asof daar niks hulle pla nie. En dan is hy jaloers op hulle. Hulle is dan so vol vreugde. Hulle is dan so sonder sorge en probleme. Hulle is selfs erger as so verwant is. Hulle daag God uit en sê, hoe sal God weet dat ons sonder hom leef? Hoe sal God ooit uitvind wat ons doen? Hulle voorspoed, hulle rykdom is gebou op dit wat hulle uit ander mense uitkry. Hulle trap op ander en verniel ander en dan word hulle self ryk. Klink nogal soos ouens wat ons in die koerante van lees, nee, in Suid-Afrika. Dit gaan met hulle goed. En dan kyk ek na myself, sê die skrywer. Ek is rein van hart. En ek leef met twyfel. En ek leef met kommer en vrees. En ek suffer onder hierdie ouens wat goddeloos leef. Hulle optrede veroorsaak dat ek sukkel.
dat ek nie uitkom elke maand nie, dat goed nie lekker is nie, dan is dit mos so dat God nie meer goed is vir Israel nie. Dan is dit mos so dat God beheer verloor het en nie meer sorg vir sy kinders nie. Vers 13. Dat ek die kwaad vermy het en met my eed 'n onskuld verklaar het, het dit niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring en elke nuwe môre straf. Maar as ek so aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Hoor julle hierdie ou se geloofskrisis? Hy struggle met hierdie ding. Hy probeer leef soos wat God vra. Rein van hart, toegewy aan die Here, gehoorsaam aan God. En al wat hy kry is bekommernis. Al wat hy kry is teenslag en straf. En as hy dan kyk na hierdie goddeloses, dan gaan dit met hulle beter. Is dit nie dalk beter om sonder God te leef nie? Want die wat aan God vashou, het nie meer vreugde nie. Het nie voorspoed nie. Ken jy daai feeling? Jy vir jouself sê, is dit nog die moeite werd om God te aanbid en om te leef met 'n rein hart? Is dit nog die moeite werd om vir die Here te sê wat is u wil en dit na te volg? Is tog sinneloos. Is tog te vergeefs. Want kyk na die ander. Vol vreugde, voorspoed, sorgeloos. Is vir hierdie skrywer so erg dat hy op 'n stadium begin dink, maar ek moet nou maar die geloof liewerster los. En hierdie goddeloses join, want dit lyk dan beter. Ken jy daai feeling? Van wat is die sin daarin om God te dien? Want ek is die een wat suffer en nie vreugde het nie. En kyk hierdie goddeloses, hulle doen wat hulle wil en dit is vir hulle heerlik. Ek kom na God toe en ek pleit vir genade, ek pleit vir sorg, ek pleit vir voorspoed. Maar dit bly met my swaar gaan. Ek bly sukkel en struggle. Terwyl hy ouens 'n fees het. By vers 16 kom die draaipunt. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan. En was dit vir my bitter moeilik. Totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddelose is. Die draaipunt is dat die skrywer na God toe gegaan het. By sy heiligdom ingestap het. Ophou by homself sit en redeneer, want dit was vir hom bitter swaar. Want hy kon nie die som maak nie. Het gaan met my swaar en God beloof hy's 'n goeie God en hy sorg nie. En as ek na daai ouens kyk wat sonder God leef, dan gaan dit met hulle fantasties. Tot hy by God instap en met sy kwelvrae by God gaan sit. En met God daaroor worstel. En stadig maar seker begin hy om die wêreld vanuit God se oë te bekyk. Om die wêreld en die sin daarvan vanuit God se oë raak te sien. Hierdie ontmoeting met God bring vir hom nuwe perspektiewe op hierdie lewe. En nou sien hy vanuit God se oë uit, wat gaan met die goddelose gebeur? Of dit hulle nog altyd en vir ewig met hulle so goed gaan. Met ander woorde, God help hom om vanuit die toekoms uit, wat God beloof, te kyk na die hede. En wat sien hy vanuit die toekoms vir vandag? Vers 18. U laat hulle op gladde plekke loop. U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks. Gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike einde hulle. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle. Here, as U ingryp. Met God se oë kyk die skrywer na die wêreld en na die goddelose vanuit die toekoms. En hierdie goddelose het nie 'n toekoms nie. Hulle
Hulle het nie 'n toekoms wat gaan hou vir lank nie, want hulle ondergang is naby. Hulle het nie 'n toekoms van vreugde en van geluk wat vir ewig sal hou nie. Hulle beheer en hulle verwaandheid is soos 'n droom. Dis net so, dan gaan dit weg wees en verby wees. En hulle einde sal verskriklik wees. Met ander woorde, met die ontmoeting met God gaan die skrywer en hy staan in die toekoms in. En hy kyk na vandag en hy besef, maar hierdie ouens gaan dit nie hou tot in die toekoms nie. Want God is regverdig. Kyk vers 21, ons lees verder. Toe ek verbitterd was en veronreg gevoel het, was ek dom en sonder insig. Soos 'n redelose dier het ek my teenoor u gedra. Tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. So die eerste ding wat hierdie ou sien na ontmoeting met God, is vanuit die toekoms sien hy, maar hierdie ouens wat ons nou dink, het gaan met hulle almekaar goed, en hulle sal vir altyd so wees, dis van korte duur. Dit gaan ophou, op 'n stadium. Die tweede ding is, hy kyk ook anders na homself. En hy dink anders oor homself. En weer eens kom die saak van die hart hier ter sprake, sonder dat hy dit direk sê. Want weer eens kom dit ter sprake dat dit om 'n rein hart te hê, om 'n volle menswees voor God te wees, kan ek nie anders nie. Ek bedoel, is plain stupid, sê hy. Dis soos 'n redelose dier, stupid, om na die wêreld te kyk, en dit wat in die wêreld gebeur te kyk, sonder God. En dis wat hy gedoen het aan die begin. Hy het na die goddelose gekyk en sê, wow, kyk hoe goed gaan dit met hulle. En hy het God uit die vergelyking uitgehaal, het God uit die som uitgehaal. En dis plain stupid. Soos 'n dom dier sonder insig, het hy hom gedra. So hy kom agter, ek kan nie na die wêreld kyk sonder God nie. Dis dom. En dan bely hy dit voor die Here. Bely hy dat hy gewaag het om na die wêreld te kyk sonder God se oë. En hy erken, God is die enigste. Hy erken, God is dit waaroor dit gaan. En hy was dom om te dink, God het beheer verloor. God is nie meer goed nie. Vers 27, die wat ver van u af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan u ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. Wat snap hierdie ou van God? Hy snap dat God is meer as net gawes. God is meer as net seëninge en voorspoed en bederf en vreugde. Hierdie skrywer se gedagtes oor God skuif en besef, maar dit gaan nie oor God as die gewer van goeie goed nie. Dit gaan oor God. Dit gaan oor hom as persoon. Dit gaan oor hom wat ons lief het. Dit gaan oor hom aan wie alle mag behoort. Dit gaan oor hom wat God is en kan maak wat hy wil en hoe hy wil. Dit gaan nie oor die wêreld se rykdom en skatte, vreugde en pret nie. Dit gaan oor God. God as persoon. En daarom kies hy om te sê, maar ek sien al hierdie goddeloses en ek sien hoe dit met hulle goed gaan, maar ek snap ook, dit is tydelik. Ergens gaan dit ophou en ergens gaan die Here 'n streep trek en hulle gaan verdwyn soos 'n droom as jy wakker skrik. Maar meer as dit gaan oor God. En om naby hom te wees en in 'n diep verhouding saam met hom te leef, is die belangrikste. Is die enigste ding wat sin maak. Lyk dit by jou? Is jou lewe, al is jy kind van God, vol swaar en stres en moedeloosheid? Want God het my vergeet. Twyfel ek of God regtig goed is? As dit so is dit dalk tyd dat jy by God gaan sit en hierdie kwelvrae wat jy het vir hom gee. En sê, Here,
Help my. Help my verstaan. Help my 'n stukkie van die toekoms sien. Help my, Here, om U die enigste een in my lewe te maak. Maak nie saak hoe my omstandighede lyk nie. Maak nie saak waar ek nou in my lewe is nie. Ons bely tog, alle mag behoort aan Jesus Christus. Ons het 'n hele reeks gehad daaroor wat sê hy leef, hy het opgestaan, hy sit aan die regterhand van die Vader. Alle mag behoort aan hom. So as ek dan sê ek is sy kind, het ek geen rede om te worry nie. Geen rede nie. Ja, as jy môreoggend skryf en jy het nog nie begin swat nie, het jy volle rede om te worry. Ja. Waar gaan ek werk kry? Met wie gaan ek trou? Waar gaan ek bly? Wat gaan van ons mooi land word? Ekonomie, noem al die chaos. As ek sê alle mag behoort aan die Here, dan kan ek genuine rustig vanaand in die bed klim en gaan slaap en weet ek sal alright wees. Want God is in my lewe. Hoef nie te stres nie. Ja, en ek kan môreoggend opstaan met 'n lied in my hart en sê, "Wow, God leef en ek kan hierdie lewe leef met 'n glimlag sonder my omstandighede." Verby dit te kyk en te sê, "Maar ek het die God lief. Ek het nie die goed wat hy gee lief nie. Ek het God lief met my hele hart." Kom ons lees die hele Psalm net deur. Jy net 'n bietjie weer 'n idee kry. Psalm van Asaf. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. Het ek byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddelose met afguns beheen toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie. Hulle is sterk en gesond. Hulle het nie sorges soos ander mense nie. Hulle het nie teenspoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halsnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enigiets aan. Smalend stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op aarde. Tog hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring en elke nuwe môre straf. Maar as ek so aanhou sou praat, sou ek die verloon wat aan U behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan. En was dit vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het, wat die uiteinde van die goddelose is. U laat hulle op gladde plekke loop, U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle ten gronde, tref 'n verskriklike einde hulle, net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp. Toe ek verbitter was en veronreg gevoel het, was ek dom en sonder insig. Soos 'n redelose dier het ek my teenoor U gedra. Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand. U lei my met U raad en aan die einde sal U my in ere by U opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van U af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan U ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al sy werke bly vertel. So wanneer die lewe vir jou nie sin maak nie, wanneer jy na jou omstandighede kyk en dit vergelyk met ander wat nie kinders van God is nie en jy jaloers raak op hulle, jy selfs begin twyfel aan die feit of dit nog die moeite werd is om God te dien, of dit nog die moeite werd is om rein van hart te leef. Weet dan, geen preek, geen dominee, geen pastoor, geen pel, geen niks gaan jou oortuig
dat dit nie so is nie. So dit help nie, jy beredeneer dit met jou pelle nie. Net God kan jou verander. So mag jy, wanneer dit nie goed gaan nie, en wanneer jy begin twyfel of dit nog nodig is om God te dien, of dit die moeite werd is om hom te dien, mag jy na God toe gaan. Mag jy by hom gaan sit, en met hom hierdie goed bespreek en uitpraat, sodat hy jou kan beetkry en jou perspektief kan verander. Sodat jy met ander oë na die wêreld kyk en na goddeloses kyk. Sodat jy met ander oë na jouself kyk. Met ander oë na God kyk. En mag jy dan genuine ontdek, dit gaan nie oor die staf in die lewe nie. Dit gaan oor God. Oor wie hy is. Wie hy in sy persoon is. Nie oor wat hy vir jou kan doen nie, maar oor wie hy is. Dat hy die God is aan wie alles behoort. Dat hy die een is wat beloof en dit gee. Dat hy die een is wat jou gebed antwoord. Hy die een is wat elke dag vir jou sorg. Hy die een is wat die lewe gee in oorvloed. En dat ek my vreugde en my blydskap en my sin in hierdie lewe in hom as God vind. En nie in staf van die lewe nie. Mag jy opnuut, wanneer dit met jou nie goed gaan nie, hierdie lewende God ontdek in wie hy is. En mag dit die verskil in jou lewe maak. Dat jy kan opstaan met 'n glimlag en weet my God leef en ek behoort aan hom. Amen. Here Jesus, wat 'n heerlikheid om na so 'n psalm te kan kyk. Maar wat ook 'n moeilikheid vir ons, Here, want dit is vir ons so maklik om te kyk na die wêreld en te sê, "Wow, is dit nog nie moeite werd om God te dien?" Want dit voel asof net teenspoed en teenspoed ons ry. As ons eerlik en opreg leef, voel dit asof ons net straf kry. Ek wil bid vir elke een wat vanaand hier is en wat twyfel in sy hart het. Twyfel of dit nog nie moeite werd is om rein van hart voor U te leef. Here, gee hulle die guts om by U te kom sit, sodat U hulle harte weer kan aanraak, hulle harte weer kan warm maak vir U as God, U as persoon. Here, sodat ons hierdie lewe kan kyk en kan leef met 'n ander perspektief. Ons self kan kyk en sê, maar ons moenie stupid wees soos 'n dier nie. Maar ons moet U in die vergelyking inbring. U vertrou dat U God is. Dat U goed genoeg is. Dat U genoeg sorg vir al ons behoeftes. Ons sukkel met daai vertroue, Here, want ons sien al die goddeloses raak en hoe dit met hulle goed gaan. Wil U opnuut vanaand vir ons help om weer vir U raak te sien as God. Wil U opnuut vanaand vir ons help om weer die grootheid raak te sien en U te loof en prys, omdat U God is, met ons hele wese. Ek kom pleit, Here Jesus, vir elke student wat hier is en nog eksamen skryf, vakansie gaan. Here, kom vul hulle lewens met U Gees, sodat hulle in die oggend kan opstaan en hulle eerste gedagte U kan wees, en hulle U kan loof en prys en kan aanbid. U die gewer van lewe. Ek kom pleit en ek kom bid dit in die heerlike naam van Jesus Christus. Amen. Voor ons slotlied sing, wil ek vra dat die Malawi span asseblief sal opstaan. Almal wat Malawi toe gaan uitreik. Hoor wat sê die Psalm wat ons nou net gelees het vanaf vers 27 af. Die wat ver van U af is, gaan verlore, U vernietig die wat aan U ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al U werke bly vertel. Hulle gaan Malawi toe om van God se werke te vertel. Die goeie nuus vir hulle te bring. In die noorddiens word die ander span wat uitgaan Frankryk toe, word dan uitgestuur van daar af.
Hulle gaan ons as gemeente verteenwoordig in Malawi. Maar jy wat daar bly sit dit nou en wat nie Malawi toe gaan nie, ek het vir jou goeie nuus, hoor. Jy's ook op 'n uitreik. Waar gaan jy die vakansie? Daar's jou uitreik. So almal wat op 'n uitreik gaan, wil julle staan. Amper dop julle uittoets heeltemal, hè? En besonder vir die Malawi span, mag die Here julle vashou op die pad, julle veilig daar aanbring. Mag hy vir julle vrug op julle arbeid gee kry. Mag hy regtig die kere wat julle die evangelie verkondig, mag daar mense tot bekering kom. En mag hulle by God se familie gevoeg word. Mag julle veilig terugry. En mag julle so die seën van die Here beleef elke dag. Julle ander wat op die vakansieplekke gaan uitreik hou, of soos ek die tuinroete, die voortuin en die agtertuin hierdie vakansie, mag jy daar beleef dat God jou stuur. Dat God wil hê jy moet iets gaan doen. Al is dit dalk net om die ou wat jou rekening nie op waarstel te betaal het bietjie te gaan bederf. Met koffie in die bed. Bietjie skorrelgoed was. Maar mag jy gaan namens hierdie gemeente en mag jy die goeie boodskap, die goeie nuus dat Jesus leef uitdra orals waar jy kom. Nou wil ek hê jy moet jou hand op die ou voor jou neersit of op die aan agter jou of as niemand voor jou is nie op een langs jou. Want ek gaan nou 'n gebed doen dat ons mekaar seën. So julle kan dit nou maar doen. So op sy skouer of op sy kop as jy deur mekaar maak of so iets. Here Jesus, hier is ons as gemeente wat gaan in U naam. Na die eksamen gaan elkeen van ons na ons verskillende plekke toe en in besonder die Malawi span. Here, seën hulle in dit wat hulle doen. Mag die lig wat U in hulle geplaas het, skyn oral waar hulle kom. Here, sodat die wêreld kan sien wie U is en dat die wêreld kan begeer om 'n verhouding met U te hê soos elkeen van hierdie sendlinge wat vanaand uitgaan. Here Jesus, bederf hulle met U teenwoordigheid, bederf hulle met U sorg en U trou. Seën hulle in hulle werk. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing ons slotlied.